Ek gaan nou Danila die tekste vir ons opgooi. Dan gaan ek dit sommer op die videoetjie ook so insit. Baie dankie. Sy het alles vir ons daar neergeskryf. Ek gaan so by die tekste uitkom soos ons deur die preek gaan. Ek hoop om nie vir julle te lank besig te hou vandag nie. Dis nie die doel nie. Hierdie week gaan ek ook 'n bietjie anders inrig. Ek het 'n idee dat ek dit baie meer as Pinkster bidure gaan hanteer, bedoelende nie dat ons elke aand 'n lang bidtyd gaan hê nie, in die sin van kom ons bid hiervoor en kom ons bid daarvoor nie, maar dat ons werklik waar, terwyl ons gebed oordink, probeer om bewus te raak van die teenwoordigheid van God, probeer om die goeie waaroor ons praat, 'n bietjie te laat insink. So ek gaan dalk die Pinksterreeks so 'n bietjie anders doen as die normale, maar ek sien daarna uit. Vriende, ons gaan as gebed die volgende lied sing, so ons sing dit sittende, Gees van God wat in my woon, kom ons sing verse 1 en 2. Die woord vir my, Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, lei my, leer my, Gees van God kom heilig my, preek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, wil my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my, Gees van God vul my al meer, vorm my tot U eer. Amen. Vriende, die grootste en eerste vraag wat ons vir mekaar moet vra en wat ons vir onsself moet beantwoord, ek kon net die ding so daar's hy. Die grootste eerste vraag wat ons vir onsself moet beantwoord is: wat is die verband tussen God en hierdie plek? Dit klink miskien na 'n stupid vraag, maar as jy mooi daaroor dink, die oomblik as jy dit sê en jy begin dink daaroor, dan besef jy, dit is dalk die mees relevante vraag. Wat is die verband tussen God en nou dadelik kom die ding by van, waar is God? Wie is God? Hoe is God? Wat is die verband tussen hierdie God? Dadelik kom in spel hoe 'n mens, 'n spesifieke mens, oor God dink. Daar's 'n reeks wat ek op Prime kyk op hierdie stadium en onmiddellik toe ek dit neerskryf toe, kom hierdie beelde voor my op van iemand wat vir die dokter vra, maar glo jy daar's 'n lewe hierna? As iemand doodgaan, wat? En dan sê hy, maar daar's dit. Daar's dit klaar. So onmiddellik kom dit wat hierna kom ook in spel. So vriende, dis 'n baie relevante vraag, want dit sê hoe jy oor God dink. Is God vir jou ver? Is God vir jou onsigbaar? Is God 'n monster? Is God? Is daar 'n God? Die vraag wat ons vanmôre moet antwoord: wat is die verband, die verbintenis tussen God en ons? Tussen God en hierdie plek, Moriesburg.
Wat is die verband tussen God en die wêreld? Ek gaan so 'n paar tekste lees, net om uit die Bybel uit vir ons net so 'n bietjie te refresh. Ek begin, Daniela, jy kan dit sommer oplos hier agter my, dan kan almal volg wat volgende kom. Baie dankie. Ek begin by 1 Johannes, by Johannes, die evangelie van Johannes. Ek gaan nou by 1 Johannes wees. Ek begin by Johannes se eerste paar verse. Dis pragtige verse en mense gaan lees dit my elke kort weer, want dis van daai amazing verse. Michael Card het 'n amazing lied gesing wat hy, of sing 'n amazing lied, juis oor hierdie woorde. In die begin was die woord met 'n hoofletter, met ander woorde Jesus, Christus, wat self die woord genoem word. In die begin was die woord daar. Vriende, maar hierdie vers sê onmiddellik ook dat die woord skepingswoord is. Dat die woord wat in die evangelie is, meer mag het as net lettertjies en syfertjies op papier. Hierdie is nie net ink op papier nie, hierdie is die skepingswoord van God en daardie woord word aan Christus verbind. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Ek lees tot sover. Hierdie verse bevestig dat Christus in die begin by die skepping daar was. Christus was die woord. Ons kan sê die skepingswoord, maar ook die evangeliewoord, die lewende woord. En hy was in die begin daar en niks is sonder hom geskep nie, sê daardie vers. Genesis 1. Jy sal sien in Genesis, ek gaan rondspring, of nie rondspring nie, ek gaan afspring, klomp verse uitlaat, ek gaan nie die hele stuk lees nie. Genesis 1 vers 1 en 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En dan begin die skepping. Ek gaan eers by vers 10 in daardie verhaal aangaan. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat bymekaar gekom het hy see genoem en God het gesien dit is goed. Vers 21. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Vers 24. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. Vers 26 tot 27. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Vers 31. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Vriende, as ons teruggaan na die skepingsorde, na hoe hierdie wêreld geskep is, want ek kon nou nog 'n paar ander verse gelees het. Ek kon gelees het hoe die mense in die tuin was, Adam en Eva, hoe die mens vir die diere name gegee het en hoe daardie name die diere se name geword het. Hoe Adam dan een van soos homself sy gelyke vind. Ek kon gefokus het op
die mens wat in die aand saam met God in die tuin wandel, dat hier 'n spesifieke orde was, 'n harmonie van mens en God saam. Vriende, maar as ons mekaar hierdie vraag moet antwoord, wat is die grootste vraag? Wat is die verband tussen God en hierdie plek? Dan moet ons mekaar sê, God se gees sweef oor die waters. God is hier teenwoordig. Christus is van die begin af betrokke. So obviously is die Vader ook van die begin af betrokke. Wat is die realiteit? Die realiteit is, ons leef in 'n wêreld waar God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees hierdie trinitariese werklikheid ons wêreld regeer. Ons leef in 'n trinitariese wêreld, sê die teologie. Hierdie materie en hierdie geestelike realiteit is God se. En hierdie materie wat hy geskep het, hierdie werklikheid, vriende, solank die mens in hierdie werklikheid daardie feit nie erken nie, solank ons as mense nie gaan erken dat hierdie werklikheid is nie net materie nie. God gee vir ons ontsettende vermoëns en hy gee vir die mens ook die keuse om ontsettend baie te doen. Hy gee vir die mens as te ware dan ook die vermoë om te regeer en van daar af ons koninkryke. Maar solank die mens nie gaan erken dat hierdie koninkryke waarbinne ons sit deel is van God se groot koninkryk nie, solank ons nie gaan erken dat ons in 'n trinitariese werklikheid leef nie, 'n werklikheid waar daar 'n geestelike regeringsdeel is nie, vriende, gaan die kompas van die mensdom altyd na die verkeerde pole wys. Gaan die Noordpool nie die ware Noordpool wees nie. Gaan ons lewenskompas ons in die verkeerde rigting bly lei. Vir eeue was dit algemeen by die mens dat mense, maak nie saak van watter geloof of oorsprong of plek nie, almal geglo het dat wat hier gebeur bepaal word deur 'n hoër geestelike werklikheid. Ons is die eerste mense in die geskiedenis waar hierdie vraag diep betwyfel word. Waar daar vir die eerste keer gevra word of gesê word, ag nee, jy's net plain dom en onontwikkeld as jy so wil dink. As jy wil dink dat hierdie werklikheid deur 'n groter geestelike realiteit beheers word, ag asseblief. Nee, ek het nie tyd vir sulke onnosel mense nie. Dis taal wat deesdae daagliks tussen mense gebeur. Kom ons lees 1 Johannes. Johannes skryf later sy briewe, eerste, tweede en derde briewe van Johannes. 1 Johannes 1 verse 1 tot 3. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarvan ons deel het, is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Vriende, as ons hieroor praat en sê goed, kom ons sê ons as Christene bely dit, daar is 'n groter realiteit, daar's 'n geestelike realiteit. Dan moet ons ook eerlik wees om die volgende tree te gee. Maar daardie realiteit is vir ons duister. Ons sien maar gedeeltelik. Dit is 'n realiteit wat ons nie heeltemal verstaan nie. Ons kan selfs oorgaan om die vrae te vra, maar hoe werk hierdie realiteit? Die eerste ding wat ek vanmôre vir julle moet sê is, een ding wat ons mekaar moet sê is, in Christus het hierdie realiteit van die geestelike, sowel as die menslike, in hom. Hy was die eerste mens in wie hierdie realiteit tot sy volle reg gekom het.
Christus as mens het verstaan. Christus as mens het dit geleef. Hy het die realiteit van die skepping, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees geleef in sy wese en in sy menswees. So as ons hierdie week by die Onse Vader wil uitkom, as ons saam met die disippels voor Jesus wil gaan sit en sê, Here, leer ons om te bid, dan moet ons verstaan dat hierdie Jesus 'n bietjie op 'n ander vlak geoperate het as wat ons operate. Net een voorbeeld. Hoe bid 'n mens? Fisies. Wat doen jy wanneer jy begin bid? Wat doen ons? As ek sê kom ons bid, wat doen ons? Het jy al ooit in die Bybel gelees dat hulle oë toegemaak het, hulle kop laat sak het en gebid het? Nee. Deur ons kultuur het ons geleer en ons maas het ons geleer, as jy bid, maak jy jou oogies toe en jy bid, maar die Bybelse manier van bid, was daar 'n hele klomp maniere. Jesus self, die kere wat ons lees oor sy manier van bid, ek gaan heel moontlik hierdie week Johannes 17 vir ons lees, waar Jesus vir die disippels begin bid, staan hy het opgekyk na die hemel toe, hierdie hemel wat vir hom 'n realiteit was, en hy het met sy Vader begin praat. Deur die eeue is daar klomp maniere van gebed, posisies van gebed, en dis alles maar net hulpe om jou te kry om te bid, en jy moet gaan uitvind watter een werk vir jou die beste. Ons weet deur die geskiedenis dat van die disippels kameelknieë genoem is. Van die disippels se byname was, daar kom ou kameelknieë alweer aan. Want van hulle het fisies so baie op hulle knieë voor die Here gestaan, dat hulle eelte op hulle knieë gekry het, so as hulle klere aangetree het, nie sommer dat jy hulle knieë kon sien, het hulle letterlik soos 'n ou kameel gelyk wat aankom, daai knieë was so vol eelte, van op hulle knieë voor God staan, so lank, so baie. Sodat mense gekniel het voor die Here, is van die begin af duidelik, maar daar's 'n klomp maniere. Daar's maniere van so voor God staan en bid. Daar's mense wat hulle self veral in die Rooms-Katolieke kerk voor die kruis gaan neerdrapeer op die grond, oopgespreid soos 'n kruis. Daar's ander wat met oop oë bid. Daar's ander wat dit baie meer engaging is 'n Engelse woord, dat die manier om te bid en regtig verbind te bly en in gebed te bly, sal hulle heen en weer loop en bid, want dit werk beter as wat hulle gaan sit en aan die slaap wil begin raak. En een van hierdie geleenthede wil ek lees, en ek het dit nou onlangs vir julle gelees al, maar ek moet daarby stil staan, want hierdie is 'n openbaringshoogtepunt in die geskiedenis, en ons kan nie by die Onse Vader uitkom, as ons nie by Lukas 9 gou gaan stil staan nie. Lukas 9, ek gaan daar van vers 28 af lees, en dan gaan ons net oor die relevantie hiervan vir 'n oomblik iets moet sê. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Net kantaantekening, voor ek geweet dat ek gaan oor die Onse Vader preek, het die Here hierdie teks vir my bly gee. En van begin Maart af hierdie jaar kry ek hierdie teks oor en oor en oor. So ek het geweet dat hierdie teks deel is en dat hierdie teks baie belangrik is vir Pinkster, maar nie net vir Pinkster nie, vir my ook. So, hy neem vir Petrus, Johannes en Jakobus saam op die berg om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword. Sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander
het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom al weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. So hy erken dat dit hierdie 3 is. Hy het geweet dis hulle. Ekskuus tog. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Wat skryf Petrus 'n paar jaar later oor hierdie oomblik, hierdie gebeure in die ervaring wat hy gehad het met Jesus en dan in besonder Jesus se gebedslewe? Kom ons blaai vir 'n oomblik daarna 2 Petrus 1 toe. Tweede brief van Petrus, daar by hoofstuk 1 vers 16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het ons nie op verdigsels of legendes verlaat nie. Nee. Met ons eie oë het ons hom in sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Ons lees tot sover. Vriende, hierdie oomblik toe Jesus daar staan en hy bid, en dis na 'n sekere klomp gebeure, staan daar in Lukas 8 dae later, of omtrent 8 dae later, in Matteus staan daar 6 dae later, en Jesus het op 'n baie hoë berg gestaan, sê een van die 2 weergawes, het hulle na 'n baie hoë berg toe gevat, daar word van 'n heilige berg gepraat later, maar Jesus is op hierdie berg, en hy bid, en hierdie 3 manne is saam met hom, en die volgende oomblik, word iets sigbaar van die realiteit, waarmee hy besig is. Jesus besig om te bid, gaan sigbaar in sy hemelse vorm in. Dat sy vel en sy liggaam begin van binne af skyn, asof daar 'n lig in hom aangegaan het. Wie van julle het al 'n sterk flits gevat, en as jy dit aandoen, is dit beter, die kinders moet dit bietjie doen, gaan vat 'n lekker sterk flits, en dan sit jy jou hand daaroor, dan sien jy letterlik die are partykeer, as jy die flits so oor jou hand skuif, dan skyn daar die flits, en jy sien 'n rooi gloed, en jy sien donkerder streepies en ligter streepies. Hierdie is nie so nie. Dis nie net 'n rooi gloed nie, dis lig wat van binne af skyn, asof daar fosfor in hom aangegaan het, en dit breek deur die selle van sy liggaam. Vir een oomblik wys sy liggaam is verbind aan iets baie groter as dit wat ons kan sien, en dat die mensdom waar ons nou is, dit nie heeltemal kan kop nie. Dis te groot vir ons. Maar vriende, as ons begin praat oor gebed, dan moet ons vir mekaar sê dat daardie oomblik, toe Jesus so verander het in glans, hy soos sy klere soos weerlig geraak het, die glans daarvan so erg was. Daardie oomblik is eintlik die hoogste openbaringspunt in die geskiedenis van die mensdom. In daardie oomblik wys God, hoe werk dit werklik? In daardie oomblik wys God dat ons deel is van 'n trinitariese
regering, dat God hierdie wêreld geskep het en dat eendag as Christus terugkom, hierdie wêreld onder God se beheer gaan wees, maar dit sê ook iets ontsettend ernstig. Die oomblik wanneer ons in die realiteit van gebed ingaan, beweeg ons in daardie realm in. Beweeg ons in daardie realiteit in. Ons leef in 'n trinitariese skepping. Ons is materie, maar hierdie materie is die vorm wat God vir ons gee om 'n lewe groter as net materie te leef. Jy is nie net atome, selle, bloed, vel, bene en vleis nie. Jy is nie net een of ander spook binne in 'n menslike masjien nie. Jy is deel van 'n baie groter werklikheid. 'n baie, baie groter realiteit. So vriende, as ons hierdie week voor God kom staan en sê, Here, leer ons bid, dan besef ons, Jesus is nie net die weg en die waarheid nie. Of Jesus is nie net die waarheid nie, ekskuus. Jesus is die weg en die waarheid. Wat beteken dit? Dit beteken, hy wys die pad. Hy wys hoe. Hy is die manier. En dit wat hy vir ons kom leer, is baie belangrik. Dit is nie net die paar woordjies wat ons moet bid nie. Dis die beginwoorde van intelligente kommunikasie tussen ons en God. Jesus kom gee vir ons die vorm en daarmee kom lê die grondslag vir gebed om daarvan af verder versigtig ook uit te gaan. Hoekom is dit belangrik? En hiermee sluit ek af. Filippense 3 vers 20-21. Jy kan maar daai vers merk in jou Bybel, want dis deel van die realiteit, van die groter realiteit waarin ons leef. Ons kom staan voor God, ons Vader, ons kom staan voor God en die hemelse heerlikheid, die hemelse werklikheid. Ons kom staan voor God, die Skepper God, wat deur sy Gees en deur sy Seun regeer in hierdie wêreld. En alhoewel die wêreld dit nie doen nie, moet ons voor God ons kompas kom regdraai en sê, Here, ons leef in 'n wêreld wat totaal deur U regeer word. Ons is jammer dat ons so baie keer leef asof dit glad nie die waarheid is nie. Ek sluit af met die lees van Filippense 3 vers 20-21. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Maar ons is burgers van die hemel. Vriende, wanneer 'n burger van die hemel, wanneer 'n kind van die Here na die Vader toe kom, dan moet ons besef, ons gee tree in die ware realiteit in. Hierdie week gaan ons praat oor die mees werklike ding wat 'n mens kan doen in hierdie heelal. En dis om toe te laat dat die hemelse koninkryk en hierdie aardse koninkryk mekaar kom aanraak. Elke keer wanneer ons in gebed ingaan, tree ons in hierdie ander magdom van moontlikheid in. Hierdie is geen klein tema nie. Hierdie is die mees relevante en mees realistiese, as ons eerlik wil raak, oor wat is hierdie wêreld en wat is die verband tussen ons en God. Mag die Here vir ons hierdie week lei op 'n reis om nuwe sin, nuwe lewe in ons gebed te vind. Om miskien 'n paar veranderingkies in ons gedagtes oor gebed te maak, dat ons nie anders kan as om in dankbaarheid voor God te val, soveel moontlik nie. Amen. Ons hemelse Vader, Here, baie, baie dankie dat ons die voorreg het om U aan te roep. U die Vader wat hemel en aarde geskep het.
die Vader wat van die begin af daar was. En Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons hierdie week kan kom stil staan by wat dit beteken. Wat dit beteken wanneer ons hierdie woordjies wat ons al so baie gesê het, noem. Wat dit beteken wanneer ons dit sê. Maar dat dit ook eintlik net elke keer 'n kamer kom oopmaak vir ons gebed. 'n Kamer waarin ons kan sê, U is ons Vader. U is werklik vir ons Vader. 'n Kamer wat ons oopmaak as ons begin praat oor die koninkryk. 'n Kamer wat ons oopmaak as ons begin praat oor Here sorg vir ons. 'n Kamer wat ons oopmaak as ons sê Here vergewe ons. En 'n hele kamer wat ons oopmaak as ons sê lei ons nie in versoeking nie. Here Jesus, ons wil hierdie week weer vir U kom vra, Here, hoe moet ons bid? Ons wil hierdie week weer as die disippels voor U kom sit en sê, Here Jesus, leer ons om te bid soos Johannes sy disippels geleer het. En ons vra dat U woord, U Gees, in hierdie Pinkstertyd ons opnuut sal kom leer om te bid. Ons bid dit in Jesus naam. Laat U wil geskied, Here. Laat U koninkryk kom. Amen.